ons vriende en familie en boeties en sissies in Christus by mekaar kan kom. Waar ons U naam kan groot maak en wat ons weet. Ons kan stil wees, want U is die Heer. En ons vergeet dit partykeer, ons vergeet hoe almagtig U is, ons vergeet wie U is. En ons vergeet partykeer wie ons is. Here, so waar ons deur vandag se diens gaan, Here, laat ons kan luister en dat ons kan hoor dat ons kan hoor wat U vir ons wil sê, dat U met ons sal praat deur U woord, en dat U elke tree saam met ons sal wees. Here, gaan saam met ons waar hierdie vakansie 'n klomp goeders gebeur, behoed en beskerm, bewaar ons op die paaie, en bring ons dan weer volgende kwartaal veilig by die huis. Ons vra al hierdie goeders in U groot naam alleen, en verseker nie omdat ons dit verdien nie. Jesus se kinders sê, amen. Ons het die naweek mannekamp gehad. Ek wil amper sê, al die manne steek op julle hande, en hoekom was julle nie daar nie? Ongelooflike ondervinding gewees, ek moet sê, dit is altyd lekker om by Stefan te gaan sit aan sy voete en te luister, hoe iemand van God praat uit sy hart uit, en ek het skaam gekry vir myself, wat hy stukke so uit die Bybel uithaal, en dan dink ek by myself, ja, Morney, hoekom ken jy nie die Bybel so nie? Hoekom is daai nie vir jou die belangrikste gedeelte nie? En ons het hierdie liedjie gesing. En daar is een gedeelte, en daar is 'n klomp stukke, maar as hierdie een gedeelte wat my so voor die bors geslaan het. Laat gaan al jou sorge, hy is reeds in môre. Laat gaan al jou sorge, hy is reeds in môre. En ons doen nie dit nie. Ek weet, ek doen dit nie. Maar hierdie afgelope paar weke, julle weet self, het hier so 'n klomp goeders hier rond te gedoen, en goed wat oor see gebeur het, en ek gaan nou nie daarop ingaan, en die goeders wat hier gebeur het, en daar was soveel mense wat in rep en roer was oor wat gesê is, en wat moet gebeur, en wat gaan gebeur, ensovoorts. En mense was kwaad, en hulle was ongelukkig, en daar was wat gelukkig was, en daar was mense wat onseker was, en daar mense wat seker was, en daar was nog tonne ander gevoelens wat die rondte gedoen het, wat ek nie eers kan beskryf nie. Nou hoor die woord wat ek gebruik, daar was gevoelens wat die rondte gedoen het. Nie feite nie, gevoelens. En mans, julle sal nou weet, waar jy die fight klaar verloor het, as jou vrou vir jou sê, ek voel. Jy kan nie daarteen stry nie, want ek kan nie vir jou sê, jou gevoel is verkeerd nie. So as iemand enigszins sê, ek voel, dan weet jy het geen verweer daarteen nie, want ek kan nie vir jou sê, jou gevoel is reg of verkeerd nie, want dis hoe ek voel. Maar dit beteken nie noodwendig dat dit die werklikheid is nie. En so bietjie, ek gaan nou so klein bietjie insig in my lewe gee, net om bietjie agtergrond te gee vir die preek is, toe ek begin het met teologie, toe ek begin swat het vir predikant, het ek hierdie ongelooflike worsteling in my gehad, en dit was die volgende vraag, is, gaan ek hierdie kan doen? Ek was bitterlik bekommerd gewees, is, gaan ek kan predikant wees, want gaan ek nie tekort skiet nie, gaan ek dit kan doen wat ek moet doen, gaan ek kan doen wat God van my vra, want julle, dis 'n groot roeping, en daar's 'n redelike las wat op dit lê, en ek was vreesbevange en opgewonde gelyktydig, toe ek die dag na hierdie gemeente toe moes kom. Toe ons die beroep hierna toe gekry het, en ons het lank gebid vir dit, was nie 'n ligte besluit gewees nie, en toe ek na hierdie gemeente toe moes kom, was ek regtig ongelooflik op my senuwees en opgewonde gelyktydig. Want dit is 'n nuwe begin, en is 'n ou afsluiting, en al daai tipe goeders wat saam met dit gaan, want verstaan, by die vorige gemeente wat ek was ek ook sommer voorgestel as hierdie is 'n jeugpredikantjie. So ek was 'n jeugpredikantjie gewees my hele lewe lank. So, en nou ewe skielik, nou kom ek na die groot menskerk toe, waar ek nou predikant moet word. Verstaan, want as jy jeugpredikant is,
En glo my julle, dis as jy net jeugpredikant is, dis vrek harde werk, want daar's ongelooflik baie goeders wat niemand van weet nie, wat moet gebeur. En ons was besig gewees en jy moet alles doen, en jy het jeugdienste en jy het jeugkampe en jy het al die goeders wat jy moet doen, en nou kom ek hier naartoe, en nou het ek presies dieselfde verantwoordelikheid, want sien, toe ek hiernatoe beroep is ek beroep met die volgende, predikant met die opdrag jeug. Met ander woorde, jy gaan jeugpredikantjie ook wees en jy gaan predikant wees. Alles in een. En ek kan onthou, eerste keer toe ek op hierdie kansel geklim het, ek weet nie wie van julle was al hier agter gewees nie, hier's 'n toilet hier om die draai, nie in die moederskamer nie, 'n ander ene, hier om die draai. En ek het daar op die toilet gaan, was nie op die toilet nie, ek het op die toilet gaan sit, die klap was toe. Korrigeer. Ek het op die toilet gaan sit. En ek het so met my hande en my hare gesit, en ek was naar, soos 'n braaknaar. En hierdie binnekant van my het so gedraai, en ek sit daar binne, en ek kan nie die deur oopmaak nie, want hoe doen ek hierdie? Kan ek julle geheim vertel? Ek sit nou nie meer in die toilet nie, maar dis nog dieselfde elke keer as ek op hierdie kansel klim. Dan staan ek hier en ek staan in bewe so, maar ek hou my composure, jy sal dit nooit sê nie. En vrees oorval vir my as ek teen hierdie trappe moet opkom of hier moet opkom en ek steek daar vas, want julle, hierdie is die mees amazingste plek in die wêreld om te staan. Want ek kan die evangelie van God verkondig, ek kan Jesus se naam groot maak, maar dit is die mees vreesaanjaendste plek oop, want as ek my mond oopmaak, is ek verantwoordelik vir wat ek sê. En dis die ding waarvoor ons baie versigtig moet wees. Want sien, as jy hier is, rus daai verantwoordelikheid op jou skouers. Vir enige iemand wat hier of daar staan, maak nou nie saak waar jy staan nie. En waar jy besig is om met 'n gemeente of met enige iemand wat sal luister te praat oor die Here praat. So ek wil vandag wees, ek het dit al baie gesê en ek sê dit weer en ek wil regtig hê julle moet mooi luister vir dit. Is die volgende: jy glo niks wat ek sê as jy dit nie toets aan die Bybel nie. En enige iemand wat hierbo staan, of enige iemand wat na 'n mic toe stap en begin goeie sê oor die Bybel en oor Jesus en oor God, jy toets daai persoon, ek ingesluit, aan die Bybel. En jy kyk, strook dit met wat Morney sê met die Bybel, want as dit nie dit doen nie, dan kom vat jy vir my aan. Want dis jou verantwoordelikheid om my aan te vat as ek verkeerd is. So ek sit met hierdie ding, en ek het al gesê van hierdie kansel af, een vrees wat meeste mans het, en ek praat uit persoonlike ondervinding uit, so as ek namens mans praat en julle voel nie so in die vraag om verskoning, maar die een vrees wat mans het is die volgende, en dis een sinnetjie, en dis eintlik 'n vraag: is ek genoeg? Is ek genoeg? Want ek loop met 'n familie op my skouers, ek loop met finansies op my skouers, ek loop met kinders op my skouers wat ek moet grootmaak, ek loop met 'n gemeente op my skouers wat ek moet dra, ek het al hierdie goeders, en jy het elke man wat hier so sit, julle het julle eie ding waarmee julle sit, waar daai vraag dalk opkom van, is ek genoeg, wat ook al dit mag wees. En ek het daai oggend hier in hierdie toilet gesit, en daai vraag het by my gedraai die hele tyd, want die duiwel is lief vir sulke goedjies wat hy sulke steekmerkies inkry, van, Morney, is jy regtig genoeg? Is jy die moeite werd? Is jy dit? En ek bid, en ek sê, Here, jy moet help.
En dan kom die antwoord wat jy nie wil hê nie. En die Heilige Gees praat met my, dis nie 'n stem nie, ek weet net hier binne my binneste. En hy sê vir my, Morney, jy's nie eers amper genoeg nie. Dis nie wat 'n mens wil hoor nie. Is daai tipiese ding van hoe die Engelsman sê, it stings. Jy's nie eers amper genoeg nie. En dan las die Heilige Gees net so 'n stukkie by, om te sê, en jy sal nooit genoeg wees nie. Maar hier kom die troos, en dis die troos wat ek vandag vir julle wil bring. Jy hoef nooit genoeg te wees nie, want God is genoeg vir ons almal. God is genoeg vir ons almal. Jy hoef nie alles te wees vir almal nie, want God is alles vir almal. Jesus was alles vir almal, sodat ons nie dit hoef te wees nie, want ons kan nie. Ons het nie sterk genoeg skouers, of sterk genoeg knieë, of enige iets om dit te doen nie. God is genoeg. Want sien julle wat gebeur? Waaroor gaan hierdie hele ding is? Ons sukkel met, want wat is die woordjie om hierdie mooi saam te vat? Twyfel. Dis twyfel wat inkom, wat besig is om hierdie goeders te doen. En dan sukkel ons met dit in onsself en van onsself en met onsself met twyfel oor verskillende goeders. En ek wil vandag, ons is besig by die Bybelstudie, manne Bybelstudie met Gideon, oor Gideon op die oomblik. En Stefan het ook 'n bietjie gepraat oor Gideon en toe dit nou net so mooi in mekaar ingepas. En Gideon is seker die beste voorbeeld van dit. As jy jou Bybel by jou het, kan jy so lank vir my blaai na Rigters 6 toe. En Gideon is seker die heel beste voorbeeld van hierdie, ooit. Van, is ek genoeg? En twyfel wat in sy kop is. Want sien, hierdie hele Rigterstydperk vind plaas in seker die moeilikste gedeelte in Israel se hele bestaan ooit. Want Israel sit sonder 'n koning. En wat gebeur? Wat doen Israel en waar maak hulle die groot fout? Hulle meet hulle self aan ander mense. As daar een ding is wat ek op hierdie kamp geleer het, is moet jou nie meet aan iemand anders nie, meet jou aan Jesus. So, wat gebeur hier so is Israel meet hulle aan ander mense, en al wat hulle sien is, al die ander volke het konings, hulle het nie 'n koning nie, want die enigste koning wat hulle het is God, maar hulle amper so vervreemd van God, dat God niks met hulle amper te doen wil hê nie, want dis die hele tyd, en hulle het weer gesondig in die oë van die Here, en hulle het weer gesondig in die oë van die Here, en hulle het dit gedoen, en dan op daai stadium van die wedstryd het hulle baalgode begin aanhang, en hierdie rigters begin so op. En dan, wat gebeur hier so is, hulle sit met hierdie groot probleem van, hulle het niks en niemand nie, hulle het nie 'n leier nie, en daar's geen leierskap nie. En Rigters 21 vers 25, dis die heel laaste versie van Rigters, voordat jy oorgaan na Rut toe. In Rigters is daar hierdie gedeelte wat sê, in daardie tyd was daar nou nie 'n koning in Israel nie. En dan hierso is die gedeelte waar die appelkar omval. En elkeen het gedoen wat reg is in sy eie oë. Nou as jy 'n resep wil hê vir moeilikheid, dan's dit. Dat elke persoon doen wat reg is in sy eie oë. Want dan is daar absoluut geen reëls en regulasies nie. En klink dit nie bekend van vandag nie? Hoe mense net maak wat hulle dink is reg in hulle eie oë, hulle volg eenvoudig net nie die reëls nie, en elke ou doen wat hy wil. So as jy nou chaos wil hê, dan stel jy dit in. Dis die perfekte resep vir chaos. Dit het so erg geword, né, dat die Malakiete, dis 'n stam, en die Amalekiete, en ek dink selfs die termiete was besig gewees met daai ouens op daai stadium, wat hulle gekom het, en hulle het hierdie Israeliete aangeval, en hulle het hulle alles
hulle het alles beroof van hulle, en dan, die arme ouens was op 'n stadium so gewees, dat hulle het hulle huise verban, hulle het hulle huise gelos, en hulle het in grotte gaan bly, en weggekruip daar, en al hulle goede grotte toegevat, en daar, want as daai Amalekiete en Malekiete en goed as afgekom, en dan steel hulle alles, hulle kon nie eers plant nie, want hulle gewasse is gesteel van die land af. En hulle sit in sak en as, en luister gou hoe bekend klink die volgende gedeelte. Niks gaan ooit verander nie. Kyk hoe gaan dit, niks gaan ooit verander nie. En dis wat die Israeliete is op daai stadium. Hulle het geen hoop nie. Alle hoop is van hulle gestroop. En dan kom ons by Rigters 6 vers 11. Daarna, ek skal 'n kort stukkie lees. Daarna, en hierdie daarna is nou na al hierdie goeters gebeur het, en mense wat weggekruip het, en wat doen hulle op die ou einde? Hulle maak gate binne in die grond, en dan kruip hulle daar weg, en hulle plant net so bietjie goeters daarso, sodat die Malekiete en die Amalekiete nie kan sien wat hulle doen nie. So met ander woorde, dis nou daarna. Daarna het 'n engel van die Here gaan sit onder 'n groot boom in Ofra, wat behoort het aan Joas, die Abieseriet. Sy seun, Gideon, was besig om koring uit te slaan. Daai tydse manier, hoe jy die koringare uit die koringgerwe uitgekry het, as jy dit letterlik op grond geslaan, en dan kom die pitte los. En hy was besig gewees om die koring uit te slaan, in 'n parskuip, met ander woorde, hy wil dit fyn maak, waar hy weggekruip het vir die Midianiete. Vers 2. Die engel van die Here het aan hom verskyn en vir hom gesê, die Here is by jou, dapper man. Hoor gou mooi wat gebeur hierso. Die bangste van die bangste sit en kruip hier onder in 'n gat weg, en slaan bietjie koring uit, dat hy net genoeg brood kan bak om sy familie dan kos te gee, en so aan, en dan verskyn daar 'n engel na hom, en ek gaan nie probeer om die engel se stem na te maak nie, en hy staan daarso, of hy sit daarso, en hy sê vir hom, Gideon, jy, wat daar in die gat is, Gideon? Dapper man. Ek kan net by myself dink, hoe maak hierdie sin? Gideon kruip weg, hy's niks op hierdie oomblik nie. Ek sê nie die Bybel sê dit, maar ek kan net dink by myself, Gideon moes gewees het, jy is verseker by die verkeerde adres, 3 gate anders daar, dalk 'n ou wat bietjie beter is as ek vir hierdie ding, ek gaan nie hierdie maak nie. Dapper man, ons is die armste van die armste, ek is die uselessste van die hele klomp, en jy wil hê, dapper man. Gaan lees bietjie daai stuk by die huis, hy spreek die engel as meneer aan. So wat leer ons uit hierdie gedeelte uit? Dis die volgende gedeelte. Hoor asseblief hierdie, hoor hierdie. Hoe jy jouself sien en hoe God jou sien is verskillend. Hoe jy jouself sien en hoe God jou sien is verskillend. God sien die potensiaal in jou raak, jy sien die flaws in jou raak. Want dis hoe ons brein aan mekaar gesit is om die negatiewe raak te sien. Dink gou 'n bietjie, 1000 goeters gebeur, jy onthou die een verkeerde ding wat gebeur het. Dis hoe ons werk. Ons onthou die een verkeerde ding, jy kry 60 oproepe, een persoon skel jou uit, jy onthou daai persoon. Jy hoor die negatiewe kritiek tussen al die positiewe kritiek, dis die ding wat jy onthou. Dis net hoe ons breine gemaak is. Wat sê God? Nee. Ek sien jou raak. Wie is ek dan nou? Wie is jy?
Ek gaan nou so 'n paar klein goedjies gou aanhaal net dat jy verstaan wie is jy? As jy jouself in Christus bevind, jy's 'n kind van God. Dis een van jou titels wat jy op jou erebalkie kan sit, daai mense wat mos dit lyk mos of hulle een of ander spyskaartjie op hulle baadjies dra. En dis wat jy kan opsit daar. Jy's 'n kind van God. Jy's 'n nuwe skepsel. Jy is 'n lid van God se familie. Jy is die tempel waar die Heilige Gees inwoon. Jy's 'n uitverkorene. Ek kan aangaan. Daar is so 'n bondel lyste wat God vir ons vertel wie ons is. Wat sê ons? Wie is arme ek? God sê kom ek vertel vir jou wie jy is. Ek wil gou hê jy moet net die volgende oefening doen in jou brein net vir 5 sekondes. Kan jy dink hoeveel anders te gaan jou lewe lyk as jy ophou om te dink oor wat die wêreld van jou dink en eerder wat God van jou dink? As jy ophou die noise, die geraas uitsny van die wêreld en begin konsentreer op God. Hier's die probleem, ons hoor nie meer God se stem nie, want ons weet nie meer hoe om God se stem te hoor nie. Want ons is so gekondisioneer om die wêreld se geraas te hoor. En nog meer as dit, as jy meer begin dink aan Jesus en oor Jesus en minder begin dink aan ander goeters, as jou visie van horisontaal verskuif na vertikaal toe, weet jy hoe gaan jou lewe verander? Dit is die een ding wat ek uit hierdie mannekamp uitgeleer het. Ons sien die wêreld verkeerd. Want ons sien die wêreld raak en jy moet God raak sien. Jy moet Jesus raak sien. Dis die einddoel. Dis waartoe ons moet beweeg. Dis wat ons moet kyk. Soek die Here heel eerste. Soek allereers die koninkryk van God. Wat is die koninkryk van God? Dis Jesus. Wie is Jesus? Waar kry ons hom? In die Bybel is waar jy Jesus kry. Ons het 'n verhouding geloof. Ons het nie 'n doen geloof nie, ons het 'n verhouding geloof. Jy moet 'n verhouding met die Here hê. In 2 Korintiërs 5:7 staan daar: iemand wat aan Christus behoort is 'n nuwe mens, die ou is verby en die nuwe het gekom. Jy is nie meer 'n produk van jou verlede nie. Jy is op hierdie oomblik 'n nuwe skepping as gevolg van die kruis. Ek het dit nou vir jou gesê, wat gaan jy met daai info maak? Wat gaan jy met daai inligting maak? Want sien, hier is die hartseer gedeelte. Hoeveel keer het jy hierdie al gehoor? Jy wat daar sit, hoeveel keer het jy hierdie inligting al gehoor? En wat het jy daarmee gemaak? Hierdie is geestelike rugby. Use it or lose it. As jy dit nie gaan gebruik nie, gaan jy dit verloor. As jy dit nie vas lê in jou brein nie, gaan jy dit verloor. Jou brein gaan dit oorskryf, hy gaan dit delete en hy gaan aangaan en hy gaan ander goed daar oorskryf. As jy dit nie vasmaak in jou verstand nou nie, gaan jy dit verloor. Ek is besig met mooi genoeg se Bybelstudies op die oomblik, die kamp waartoe ons gaan. En daar is hierdie een gedeeltetjie wat ek vir die kinders gaan opsit. If you bring up my past, I must remind you that Jesus dropped the charges. If you bring up my past, I'm going to remind you that Jesus dropped the charges. God sien Gideon op 'n sekere manier, maar Gideon vertel net vir hierdie engel hoe hy nie dit kan doen nie, en hoe hy verskonings het, en hoe daar beter mense kan wees, ensovoorts, ensovoorts, ensovoorts. En dan by Rigter 6 vers 14, laai gou net so 'n bietjie af daarna toe, dan staan daar die volgende.
En hierdie is wat ek vir jou wil gee. Gaan met die krag wat jy het. Hoor gou mooi. Gaan met die krag wat jy het. Nie wat jy nog gaan kry nie. Nie wat jy het nou. Soos jy daar is. Wie jy nou is. Alles wat jy by nou het. Dit wat jy nou het. Gaan met daai krag. Gaan met die krag wat jy het. En gaan red die Israeliete uit die mag van die Midianiete. En dan sê die engel toe, ek stuur jou. Gaan met wat jy het. Ek wil net nou nog reg maak om A, B. As jy hierdie reg maak en seker, die van julle wat getroud is, wanneer was 'n goeie tyd gewees om kinders te hê? Nooit, daar is 'n goeie tyd, daar is nooit genoeg geld nie. En dan kom hulle en dan is daar nog minder geld. Wanneer is dit 'n goeie tyd om te trou? Nee, ons moet nee, daar is nooit 'n goeie tyd om te trou nie. As jy kyk finansies, daar is nooit 'n goeie tyd om te trou nie. Daar is nooit 'n goeie tyd vir enige iets nie. Tensy jy dit regtig wil doen. Daar is nooit 'n goeie tyd vir 'n nuwe visstok nie. Gee my 'n week. Dan is daar genoeg tyd. Dus dan, ons kan dit maklik doen, as ons voel ons wil dit doen. Maar as jy verskoning wil soek, gaan jy dit lank uitstel. Jy gaan nie uit die blokke uitkom nie. En dis hoekom die engele hierso vir Gideon sê, gaan net met wat jy het, jy hoef niks meer te wil hê nie. Moenie worry oor die res nie, gaan jy net met wat jy het. Sien, want ons ken hierdie vergelyking, hoeveel keer het jy hierdie al gehoor? As jy geloof so groot is soos 'n mosterdsaadjie, kan jy wat doen? Wat kan jy doen? Berge verskuif. As jou geloof so groot is soos 'n mosterdsaadjie, kan jy berge verskuif. Nou, 'n mosterdsaadjie is nie die kleinste saadjie wat daar is nie, maar in hierdie tyd toe die Bybel geskryf is, het hulle geglo dis die kleinste saadjie wat daar is. Dis van die kleinste saadjies wat daar is. Hier's die probleem. Ek het nou weer die mosterdsaadjie en ek het nou weer die geloof. Ek kan goeders en ek kan, want Jesus het gesê, as ek net hierdie mosterdsaadjie het, dan kan ek berge verskuif. Ai, fooi, tog kyk die mosterdsaadjie. Wat moet jy met die mosterdsaadjie doen? Gaan plan die ding. Want dit help jy loop met die mosterdsaadjie in jou hand rond nie, dit beteken niks. As jy hom geplant het, raak dit 'n massiewe boom. Wat doen die boom? Die boom gee beskerming, die boom gee lewe, die boom gee vrugte. Die boom is besig om 'n netwerk te vorm van lewende organismes rondom hom. Maar jy moet dit plant, jy moet dit water gee, jy moet die grond bewerk. Jy moet al hierdie goeders doen. Ons moet op 'n stand, want dit help nie ons loop met ons geloof net rond in ons handjies nie. Dominee Wolle het altyd gesê, dis so goed soos wat ek hier so staan, en ek vra vir julle, wie van julle is almal honger? Wie is almal lus vir pizza? Right, steek op julle hande, right, almal vir julle, geseënd is julle, daar's vir julle pizza, julle magies is nou mooi vol. Dit werk nie so nie. Gaan met dit wat jy het. God sal voorsien vorentoe, glo my hy doen. God gaan vir jou vat daar waar jy moet wees. Wat doen Gideon? Hy klim uit die gat uit en hy begin goed regmaak wat fout is. En wat doen hy? Een van die goed, hy begin en een van die goed wat sy pa gedoen het, 'n altaar gebou vir Baal. En dit was 'n massiewe, dit was 'n afgod gewees van daai tyd, was 'n massiewe altaar gewees. So Gideon gaan en hy doen alleen 'n paar goed wat hy moet regmaak. Verstaan? Maar hoor eers, hy gaan en dan doen hy dit. Hy sit nie hier en doen dit en dan gaan hy nie, hy gaan en doen dit. Want as ons gaan sit en dit doen, gaan dit nie gedoen word nie. Maar as ons gaan om dit doen, dan gaan dit gedoen word. Ons moet eers aan die beweging kom.
En dan maak hy 'n paar goed reg. En dan kom hy by die afbreek van Baal se altaar, ons sal op 'n stadium daaroor gesels, dan kom hy by die afbreek van Baal se altaar, en dan kry hy 'n klomp mense om hom te help om die altaar af te breek, want dit was 'n massiewe ding geweest. Hy kon dit nie alleen doen nie. Nou wil ek vir jou vra, watter goed in jou lewe moet jy afbreek, en watter goed in jou lewe moet jy afbreek met die hulp van iemand? Want dis hoekom daar goeders is soos Bybelstudiegroepe. Dis hoekom daar goeders is soos ondersteuningsgroepe. Dis hoekom daar goeders is soos hierdie, waar ons by mekaar kom en waar ons vir mekaar kan instaan en mekaar kan help. Maar jy moet vra daarvoor. Oop uitnodiging, Vrydagoggende, 5:00, vir al die mans, is daar 'n Bybelstudiegroepie. Nee, kan ons dit nie 6:00 maak? 5:00 is dan baie vroeg. Nee, dit gaan van jou of ook ietsie vat. Glo my, ek vrek elke Vrydagoggend om 5:30 in die oggend op te staan. Ek is nie 'n oggendmens nie. Dis hoekom ek eers na 5 bid, want Jesus weet ek is baie grumpy as ek moet praat met hom daai tyd van die oggend. Dit vat baie. Daar's 5:00 'n Bybelstudiegroepie. Julle is almal uitgenooi, al die mans. Nie sê ek jou nie uitgenooi. Dames, daar's 'n klomp Bybelstudiegroepies, gaan vra vir Karen by die kerkkantoor wat sy jou kan na toe verwys. En daar's ander mans Bybelstudiegroepies ook. Kom ons help jou om die altare af te breek. Daar's die uitnodiging. Gideon weet dit. So wat gebeur? Gideon sê, right ouens, ons moet oorlog toe gaan. Die engel het gesê ons moet oorlog toe gaan. 32,000 man dag op, wat nie klink na 'n bad hoeveelheid nie, almal van ons ken hierdie storie, wat nie klink na 'n slegte hoeveelheid nie, die probleem kom in is, die ouens teen wie hulle gaan veg is 135,000. 1 tot 4, plus minus, ek het al 'n hele paar Jason Bourne fight scenes gesien in Jackie Chan, 1 tot 4 is nog doenbaar, en God weet, nee, as hierdie geveg dit wen, dan is dit alles Gideon. En hy sê vir Gideon die volgende, sê vir hulle, almal wat bang is, moet huis toe gaan. Daar staan 32,000 man. Almal wat bang is, gaan huis toe. 22,000 man draai om en gaan huis toe. Ek het nog nooit so hieraan gedink nie. Hierdie naweek is die eerste keer wat ek daaraan gedink het. Ek het dit al beleef. En ek dink daar's baie van julle, meeste van julle wat hierdie beleef het. Dis nie lekker as iemand sy rug op jou draai nie. As iemand jou verwerp. As iemand jou te nakom en hulle draai hulle rug op jou nie. En ek dink by myself, ek het nog nooit hieraan gedink nie. Toe Gideon daar staan, en ek weet hy luister na God wat vir hom sê, hoor hierso, jy moet vir hierdie ouens sê, almal wat bang is, gaan huis toe. Maar hy het hierdie ouens geroep, en 22,000 man, draai om en hulle loop weg. Hulle draai hulle rug op Gideon. Wat 'n impak moes dit op hom gemaak het? Hy het nou net gewonder, is hy genoeg? 22,000 man sê nou vir hom, hy is nie. Hoeveel van ons is al daardeur? Wat jou beste vriend jou in die rug gesteek het. Mense wat jy dink reg naby aan jou is, hulle rug op jou gedraai het. En wat hulle die aakligste goed van jou gesê het, wat jy of via gehoor het, of wat hulle dalk in jou gesig gesê het, en dan begin daai twyfel. Is ek regtig so sleg? Is dit wat hy of sy gesê het regtig die waarheid? Wie gaan my nog verlaat? Dis die volgende ene. En wat is die eerste ding wat ons dan doen? Dan bou ons mure rondom ons verhoudings op, want ons wil onsself beskerm. So nou sit Gideon met dit, so 22,000 man loop. Gideon sit met hierdie twyfel, ek is 100% seker daarvan. Nog steeds te veel.
Daai het Gideon, nou vat jy hierdie 10.000 man wat oor is, gaan julle daar na die stroom toe, en dan gaan drink julle water daar. En hulle gaan drink water daar so, en ek weet hoe lyk dit, as ek ver geloop het, en ek kom by 'n lekker stroom, want hulle het ver geloop om by die stroom uit te kom. Duik amper kop eerste binne in die water in, en dan, en 9.700 van hulle doen dit. Kop eerste binne in die water, en jy dink gou by jouself, jy druk jou kop so onder die water, en maak jou, en drink water. 300 man sak op hulle knie af, en hulle drink met hulle hande. En wat nou net gebeur het met Gideon, doen Gideon nou met die 9.700 ouens. Julle wat so lê en water drink het soos honde, dit gaan maar net oor jy dit direk die water uit gedrink, jy het nie reg, want die sit is om op jou knieë te sit en water te drink, soos en so met jou hand, want hoekom, waaroor gaan dit? Jy's paraat, jy kyk rondom jou om te kyk of daar nie gevaar kom nie. Gideon het ouens gesoek wat kan weet hoe om te veg, dis een van die tekens gewees. Wat gebeur hierso? Daai ouens wat daai 9.700 goeters, nou draai Gideon sy rug op hulle. Sê vir hulle, hierdie 300 staan julle vir my daai kant, julle 9.700, baie dankie vir julle diens, tata. The tribe has spoken. Koep, liggie uit, daar gaan julle huis toe. Wat 'n rejection voel daai mense? Jy's Gideon, ons was hier vir jou. Ons het gekom om jou te kom help. 22.000 man het geloop. Hulle het jou in die rug gesteek. Nou steek jy my in die rug. Jy al ooit daaraan gedink? Jy al ooit so daaraan gedink? Jy steek my in die rug. Ek wou jou kom help het. Ek was hier. I've got your back. En nou los jy vir my. Hierdie is my laaste sin op my laaste paragraaf en ek gaan dit lees. Gideon het nie omgegee wat mense van hom sê nie. Hy het omgegee wat God vir hom sê. Hy het meer omgegee oor wat God vir hom gesê het as wat mense van hom gaan sê. Ek gaan weer lees. Gideon het nie omgegee wat mense van hom gesê het nie, hy het omgegee wat God vir hom gesê het. Hy het meer omgegee oor wat God vir hom gesê het, as wat mense van hom gaan sê. Lyk my en jou lewe so. En dis hoe het veronderstel is om te lyk. Maar partykeer worry ons meer oor die persoon langs jou, of wat gaan daai mense nou van my sê as ek dit doen, en wat gaan daai, julle weet presies waarvan ek praat. Wat is die definisie van vrees en van geloof? Dis presies dieselfde definisie. Vrees en geloof se definisie is presies dieselfde. Dit is om te glo dit wat jy nie kan sien nie, gaan gebeur. Dit is om te glo dit wat jy nie kan sien nie, gaan gebeur. Vrees, geloof, presies dieselfde definisie. Dit wat jy glo, gaan gebeur. Jy kan dit nie sien nie. Selfde definisie. Hier is my vraag aan jou. Watter kant van die definisie kies jy? Kies jy die geloofkant of kies jy die vreeskant? Want ek kom terug heel na die begin toe. Gaan met wat jy het. Gaan met wat jy het. Here Jesus Christus, Abba Vader, Heilige Gees, ons wil vir U vra om saam met ons te wees, soos U saam met Gideon was. Here, laat ons nie omgee oor wie of wat van ons praat nie, en hoe hulle van ons praat nie, Here, maar dat U siening en U opinie oor ons op die ou einde saak maak. Here, en ek wil vir hierdie gemeente bid, en ek wil vra dat U vir hulle 'n brandende hart gee, om weer die Bybel oop te maak,
En ek praat nie net van oopmaak en vinnig 'n stukkie lees nie, Here, maar om regtig u wil te soek in die Bybel, om u beter te leer ken. Here, dat ons kan vreugdevol wees oor u. Dat ons u vind in die kleinste goedjies, want ons sien u raak in die kleinste goedjies, want ons weet waarvoor om te kyk of waarvoor om te luister, want u het ons gehelp. Here, want ons het niks. En dis vir u genoeg. Here, want nog nooit as ons lees in die Bybel, het verkies om met so min as moontlik te werk, sodat soveel as moontlik na vore kan gaan. Ek wil bid namens elkeen wat hier is en wat nie hier is nie, die wat aanlyn luister, mense wat vandag nie hier kan wees nie, dat ons kan bid, Here, laat my minder word, sodat u kan meer word. Elke liewe dag, van elke liewe jaar, van elke sekond van my lewe. Amen.